Goeiemiddag, dis Ina met resepte vir die lewe. Ons gaan 'n bietjie vandag stap deur ons Abba Vader se heldegalery van geloofshelde. As ek vir jou vra wat is geloof, sou jy dalk 'n sinnetjie hê of 'n definisie hê hoe jy geloof kan beskryf. Maar baie mense sukkel om die konsep van geloof te omskryf. Vir party ouens is dit regtig 'n vaag iets en meeste ouens voel dat hulle eintlik tekort skiet op die terrein van geloof. In Hebreërs 11 vers 1 lees ons, maar wat is geloof dan? Dit is 'n vaste versekering dat die dinge waarvandna ons uitsien inderdaad sal gebeur. Dit is die bewys dat God die dinge wat ons nog nie kan sien nie, waar sal maak. Ek het uit die Lewende Vertaling uitgelees. Dit klink baie mooi. Maar wat is dit prakties? Jy sien, ons moet prakties wees met die woord. Dis hoekom ons besig is met resepte, want resepte is prakties. Ek hoor nou die dag iemand sê, geloof beteken om te glo dat God is wie hy sê hy is. En om te glo dat hy sal doen wat hy sê hy sal doen. En dit was vir my so 'n praktiese samevatting van die woord geloof. En as ons nou so 'n bietjie deur hierdie heldegalery gaan stap in Hebreërs 11, dan sien ons dis doodgewone mense wat op een of ander stadium in hulle lewe 'n keuse gemaak het om God te glo, toe hy hulle opdrag gegee het, of toe hy hulle uitgedaag het om in geloof te staan. En dan sien ons dat party van hulle het die uiteinde van hulle geloof gesien, die belofte gekry. Ander ouens het dit nie gekry nie, want vir baie ouens was die belofte eers vir die ewigheid gewees. In Hebreërs 10 vers 23 staan daar, laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou en hy doen wat hy beloof het. Jy sien, hy is getrou, hy is die getroue een. Hy kan nie sy woord verby of sy stap nie. Hy kan net doen dit wat hy in sy woord gesê het wie hy is. Ons lees in Hebreërs 11 vers 6. As jy nie glo nie, is dit onmoontlik om God tevrede te stel. Wie tot God wil nader, moet glo dat hy werklik daar is en dat hy die wat na hom soek, daadwerklik beloon. As jy nie glo nie, is dit onmoontlik om God tevrede te stel. Is dit nie 'n harde woord nie? Maar as dit dan nou die maatstaf van God se koninkryk is geloof, daardie fondasie wat moet geloof en vertroue in God moet wees, dan kan hy mos van ons verwag om te glo. Hy het dan vir ons sy woord gegee om aan vas te hou, omdat hy getrou is. 'n Hele paar jaar gelede het ek eendag gebid, en ek het Engels gebid, en ek het gesê, Abba Father, please help me to keep on faithing. En toe ek het sê, toe besef ek, verkeerde woord gesê, dit moet believing wees. En ek het in my gees beleef, dat hy vir my sê, nee, jy kan in enigiets believe, but to have faith, to faith, is 'n werkwoord, 'n verb. So, van toe af, as ek so 'n bietjie swaar trek, sal ek beleef dat hy vir my sê, keep on faithing my girl. En ek wil vandag vir jou sê, keep on faithing. Geloof is 'n werkwoord. En as ons onthou dat 2/3 van hierdie woord loof is, dan weet ons dat geloof kom wanneer ons God prys vir wie hy is en vir wat hy gesê het hy sal doen. En dalk is dit glad nie op die manier wat jy dit verwag nie. Jy sien, ons kyk so vas in ons eie prentjies, maar God sien die groter prentjie. Hy weet wat moet in plek val vir jou om sekere goed te ontvang of sekere goed te moet doen. In die animasiefliek The Prince of Egypt sê Jethro vir Moses se skoonpa, sê hy vir Moses, look at life through heaven's eyes. En dis hoe ons na die lewe moet kyk. Ons moet na die lewe kyk deur God se oë. Ons moet na die toekoms kyk deur God se oë. En rus in die wete dat hy die groter prentjie sien. En my boetie en my sussie, vandag wil ek vir jou sê, keep on faithing. Want dis wat hy van ons verwag. En dit is hoe hy
Hy sê, hy's 'n rewarder, belonaar van hulle wat hom soek. Kom ons soek hom, kom ons staan in geloof. Hy word nie deur ons nood beweeg nie, hy word deur ons geloof beweeg. Staan vas in hierdie geloof. Weet dat jy weet dat God is wie hy sê hy is. En dat hy sal doen wat hy sê hy sal doen. Abba Vader, dankie dat ons vandag in die naam van ons Koning Jesus Christus, Yeshua Mashiach, na U toe kan kom en kan sê, ons kies vandag om te glo dat U die Almagtige is en dat niks vir U onmoontlik is nie. Amen.